Die ekstra lang naweek beteken nie ons sportaksie het vir 'n oomblik stilgesit nie. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons met Andrew Poelman oor die nuutste sportnuus van hierdie afgelope ekstra lang naweek. Maar voor Andrew Poelman gesels ek met François Steinberg oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. François Steinberg saam met my in die Kletskompas ateljee. François, hoe gaan dit? Daar sê op hierdie koue Dinsdag, Irene. Het jy daarom jou ekstra lang naweek? Ek het dit so geniet. Ek het gelees en ek het geslaap en ek het gebraai. Ja, ek sit nou net met 'n rasperstem hier. Ek dink nie my liggaam was gewoond aan rus nie. Jonge braaivuurtjie, maak mos soms so. Maar die rook het te ver gedraai. Bietjie te hard gelag, bietjie te hard ingeasem daar met braaivuur. Maar François, terug by die werk, terug by Republikein. Ons hoofnuus môre is iets waaroor baie lede warm om die kraag is en dit is natuurlik die mediese fonds NHP. Daar is nou al vir hoe lank gewag vir antwoorde. Daar's baie vrae gestuur en daar's hoe lank gewag vir antwoorde en of daar nou uiteindelik al die antwoorde die vraag beantwoord is ook nou weer 'n ander kwessie. Die feit van die saak is net daar is 40,000 lede by NHP waarvan daar 83,000 begunstigdes is. Dit is baie en hulle voel in die gesig gevat dat dinge net verander sonder dat hulle ingelig is. So daar's 'n lid wat sê 'n mediese fonds se eerste verpligting is teenoor sy lede. Maar wat hulle nou beleef is absoluut net arrogansie. Ja. En mens verstaan dit jou, 'n mediese fonds is dit is regtig 'n voorreg om aan 'n mediese fonds te behoort, maar ook dit is so duur wat jy elke maand moet bydra. Veral ek wat nou in daai ouderdomsgaping, hier trek ons alweer oor 'n sekere ouderdom. Jy moet dus nou weer 'n stuk meer betaal. En dit voel of seker goed net minder en minder gedek word en so 'n mediese fonds is duur en jy verwag dat jy dan ten minste goeie diens en kommunikasie en dat daar 'n oop deur beleid moet wees. So nee, François, jy weet hoe voel ek oor 'n mediese fonds. Jy weet hoe ek al beklei met 'n mediese fonds. Ek is ook nie hulle grootste fan nie, maar soos wat jy sê, van 'n lid se perspektief af, kommunikasie, dit voel vir my elke keer is, en ek is nou nie 'n lid van NHP nie, net om daar buite te sit, maar dit voel vir my selfs met my mediese fonds, jy weet, as jy iets moet as jy iets moet terugeis, is daar altyd nog 'n reël wat nooit daar was nie, maar nou skielik is daar 'n reël en dan vra jy nou maar, waar het julle hierdie reël gepubliseer? Waar het julle dit gesê? Nee, dit is op ons webblad. Waar op die webblad? Ek kry dit hier, stuur vir my die link. nog en ek so. Dis sulke tipe goed wat my net, jy weet, jy betaal vir 'n mediese fonds en jy wil 'n goeie mediese fonds hê.
Maar jy kan net nie voorbly nie. En net soos mense vir 'n mediese fonds 'n goeie diens wil hê, so dink ek elke liewe ouer wil goeie diens by sy skool vir daai ouers se kinders hê, veral in hierdie mededingende wêreld waarin ons nou lewe. Ek het so dopgehou wat gaan nou by NAPSO aan en sjoe, ja. Daar's daai kompetisie en ook as jy jou kind wil inskryf vir 'n skool, daar's sekere skole wat altyd hulle is vinnig vol en ek het nou teruggegaan op hierdie spesifieke skool se Facebookblad om te soek na 'n foto en toe sien ek nee, die graad 8s moet nou al inskryf en ek is soos in wat? En ek weet het ek gesukkel om by daai skool in te kom en my ma moes veg laat want ek het net gesê ek gaan na een skool toe en dis die blou skool. En hier is dit nou die blou skool wat Irene, ek weet nie of jy kan onthou nie, daar is 'n pos gewees vir die nuwe skoolhoof. En daar toe nou mense aansoek gedoen en die gunsteling kandidaat of wat hoog op die lys was Theophilus Ngulu. Maar hy het 61% gehad. En die skoolraad sê toe nee, 61% is nou nie eintlik weet wat nou die standaard van WAS is nie. Dit moet nou iemand wat nou sê nou maar 75 of 80% wees. En op die ouend volg daartoe nou 'n hofgeding. Die skoolraad het die ja, ek onthou dit. Draai in die hof, ja. Geskryf, en toe dit is nou voor regter Beatrix de Jager en toe kom dit nou uit dat 8 uit die 22 aansoeke het nou net verdwyn. So waar is dit nou? Ja, so die direkteur in die onderwysministerie het getuig en gesê 8 uit die 22 aansoeke is vermis, vernietig. Weet jy wat dit is? Ja, en dit is weer eens is dit daai oop deur beleid. Weet speel net oop kaarte, moenie goed probeer wegsteek of wat ook al nie. Ja, lê al die kaarte op die tafel. En jy weet daar's 'n hofsaak want daardie hofsaak is nogal kort na die tyd gebring. Dit is ek dink daai hofsaak is nou al wat 2 jaar oud. Ja, dit is omtrent hy's nou al, jy weet bietjie verouder, maar jy weet daar's 'n hofsaak aan die kom. Jy dan kry jy mos nou jou inligting bymekaar. Jy weet die relevante inligting gaan aan die hof moet oorhandig word. So nou gaan ons terug van kinders na egskeiding toe. Irene, hoeveel dink jy weet hoe duur dit is om te trou, want jou vriendinne trou nou almal, jy het 'n hele paar troues bygewoon en ek weet nie die persente wat jy moet gee vir die kombuistee en die bruidstee ek het al gesê maar net die strooimeisie te wees, dit is iets verskriklik. Die dag as ek trou, gaan eet ons KFC buckets in Bloempark. Ek sien nie kans vir 'n Ankawini of 'n Itosha Konne of 'n watse ding nog nie. Julle kry KFC in die parkie. Dis wat julle kry. Ja, nou loop dinge nou skeef. En dan moet jy nog betaal. En dan moet jy nou weer betaal net om geskei te kom. En dit is ook 'n baie lang proses, maar as jy nou kan raai, hoeveel dink jy kos dit jou om te skei? Ek weet 'n vorige huismaat van my het gesê sy het ek dink $5,000 moes sy neersit om te skei, nou afgesien van die prokureur se fooie. Dis nou net om in die hof te verskyn in die hoër hof is 15,000 en dan is dit nou nog nie jou prokureurskostes want dit hang natuurlik nou af van watter advokaat jy aanstel. Hierdie is vir 'n onbetwiste egskeiding as meneer en mevrou nou besluit luister, hierdie werk nie en luister jou tonals is te lank en ek hou nie van jou musiek smaak nie en hoeveel jy kan nie kook nie werklik ons is in Afrika is Namibië derde. Ja, maar in 'n onbetwiste egskeiding. Maar onbetwis gebeur so weinig. Jy moet dit maar doen want om dit in 'n hof te beveg, vir wie het nou eintlik vir wie verneek en wie het vir wie oor die kop geslaan. Dit gaan net jou tyd mors, kry dit net agter die blad, anders gaan dit 'n uitgerekte saak wees
En daai skelmpie vir wie jy nou jou vrou gelos het, gaan nou ook nie weer vir jou wil vat nie. So ja, doen dit nou maar onbetwis, maar as jy dit onbetwis doen, 15,000 Namibiese dollar. Ja, sin hoeveel mense het. En veral, ek meen, as jy kyk na gevalle van GBV, van mishandeling, baie keer gaan dit met finansiële mishandeling gepaard, en dan, en gewoonlik, die slagoffer is die vrou, ek wil nie sê, ag nee, mans kom dit nie oor nie, hulle kom dit ook oor, maar hoofsaaklik, meeste van die tyd, is die slagoffer 'n vrou. En daai vrou, afhanklik van haar man, wat afhanklik is van daai man, so, hoe moeilik is dit vir hom net tot die besluit te kom dat, ja, ek gaan hom nou skei, en dan moet net sy sy nog 15,000. iewers 15,000, en Iewers sy werk vir uitgrawe. hoeveel jare nie, want finansiële mishandeling vat baie keer vroue uit hulle werk uit, so sy werk nie, sy het nie inkomste nie, sy moet R15,000 iewers uitgrawe, dat sy net van hierdie man wat haar mishandel ontbind kan word. Ja. Okay. Lewe is nie regverdig nie. Francis, ek gaan jou nou maar gaan laat om 'n bietjie regverdigheid in die wêreld daar buite te gaan soek. Dankie dat jy by ons was. Ons gaan maak nou 'n draai by die weer. Namibiërs en hul stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. En nee, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Francis sê, windhoek is vir haar koel, maar gaan dit nog koeler raak oor die komende dae, kom ons gaan vind uit. 'n Reënerige dag môre op Arnhem met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius. Sondag op Swakopmund met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius en koelerig in die oggend op Rehbold met 'n minimum van 4 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius en 'n sonnige dag daar. 'n Sonnige dag môre op Rundu met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 28, ook sonnig in die hoofstad, maar soos wat ek gesê het, koelerig met 'n minimum van 4 grade Celsius met 'n maksimum van 18 grade Celsius en 'n sonnige dag. Ook sonnig op Gobabis met 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 16. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Andrew Poelman saam met my in die Klets Kompas Atelier. Andrew, ek glo dat baie aangegaan in sport, onder meer 'n verlies van 'n rugby-legende. Ja, is 'n jong speler daar van UNAM, 30 jaar oud, wat aan 'n padongeluk ongelukkig Vrydagoggend vroeg oorlede is. Daar tussen Isakos en Karraweb. Graham April, hy het 'n stid gespeel vir UNAM. En ook van hom by onder 20 gespeel 2 jare. Gaan toer saam met hulle Portugal toe en ek dink hulle was ook Hong Kong toe gewees. En ja, ook groot bydrae gelewer by UNAM, so dis maar altyd tragies as sulke dinge gebeur. Ja, ek verneem as hy klaar, hulle sal wel komende naweek speel. Ek dink sy begrafnis is bespreek vir oor 2 naweke van nou af. Maar ja, is lekker nie. Ja, hy was in VHS gewees. Ja, VHS het ook hulle
medelee uitgespreek. Sy een suster werk by die skool nog en so. Okay, ja, natuurlik vir die familie baie hartseer ons innige meegevoel hier van Kletskompas af. Ek glo van Sportrap en Republikein ook. Ja, nee, verseker. Altyd, soos wat jy sê, altyd verskriklik hartseer. En veral daai spesifieke pad. Om een of ander rede, wanneer daar 'n lang naweek is waar ons verskriklik baie ongelukke ervaar, is daai pad een van hulle altyd. Maar ja, dit dan nou daar gelaat, daar was ook klubsokker oor die naweek. Ja, so die liga wat ons nou afgehandel is, so dis dan nou die top 8 spanne wat dan in die Standard Bank top 8 op die oomblik speel. Hulle dan al 8 spanne was dan op Swakopmund gewees. 2 wedstryde Saterdag. Die eerste een het dan 0-0 geëindig tussen 11 Arrows en African Stars en daarna het hulle toe nou strafdoele geskiet om die wenner te bepaal en is 11 Arrows van Walvis Bay wat toe nou vir die liga kampioen African Stars daar uitskakel met 4 strafdoele teenoor 0. Saterdag se tweede wedstryd was intussen FC Ongos gewees en KK Palace daar van die noorde. FC Ongos van Windhoek wat dan daar deurskraap 1-0. Sondag se twee wedstryde was dit dan Chula daar van die noorde. Hulle is toe uitgeskakel deur Mighty Gunners. Mighty Gunners wat daar gewen het 1-0. En die laaste wedstryd van die naweek was dit tussen UNAM en Blue Waters. Hulle het 1-1 gelyk opgespeel en daarna toe ook strafskoppe gevat en dit is toe UNAM wat 5-4 baie naalskraap daardeur geskraap het om deur te gaan na die semifinale toe wat dan komende naweek gespeel word op Oudtshoorn. So daai 4 spanne wat dan teen mekaar te staan sal kom. So UNAM sal teen Ongos speel en 11 Arrows wat dan teen Mighty Gunners sal speel. Ek dink die naweek na dit sal die finale hierso in Windhoek dan wees. En dan van Windhoek tot in Egipte, daar was 'n paar Namibiese stoeiers daar in die verre noorde van Afrika gewees. Ja, in Alexandrië. Dit is dan die Afrika kampioenskap wat nog daar aan die gang is. Esther Abrams was een van die medaillewenners. Sy het 'n silwer medalje gewen in die vroue afdeling. In die 59 kg klas het sy die finaal gehaal en toe teen 'n stoeier van Nigeria verloor. Die ander 2 medaillewenners daarso was dan ook Lysias Shipopyeni. Hy was in die Grieks-Romeinse afdeling onder 17 stoeier 55 kg. Hy het ook 'n silwer medalje gewen en dan Petrus Heimbody. Hy is in die 60 kg klas en hy het ook 'n brons medalje gewen. So dit is dan nou beide binnenshuis daar in die arena en ek dink hulle dan reeds hulle het ook so stoei op die strand, soos hulle sê beach wrestling, soos wat ek kan sien op die foto's. Ja, so is nogal kompeterend in Afrika en is eintlik nog goed om te sien dat die Namibiese stoeiers dan goed vaar daar saam met hulle afrigter Louise Forceledo pas en ook Kevin Vleermuis. Ook 'n paar ander jonger stoeiers wat daar ook goed gedoen het eintlik in hulle van die jonger stoeiers wat ook saam was. Ek hoop dit was daar 'n bietjie warmer in Egipte as wat dit hier in Windhoek was die afgelope naweek. Maar ons weet ook hoe koeler dit raak hoe nader kom die netbalseisoen en hulle het nou hierdie naweek amptelik begin. Ja, so MTC se Premierliga, so hulle dan nou maar die ekstra vakansiedag gebruik, so hulle Saterdag en Sondag en Maandag gespeel, so elke span het dan nou reeds 3 wedstryde sover gespeel. Dis dan die span wat laas jaar en die vorige jaar gewen het, so die Namibiese korrektiewe dienste. Hulle is dan op die oomblik bo aan die puntelys. Hulle het onder andere ook hierdie jaar dan nou so 'n bietjie van 'n bonuspuntstelsel ingewerk by die toekenning van die punte. So die NCS span wat dan bo aan die puntelys is met 18 punte. En dan in die tweede posisie is dan Extreme Eagles. Hulle is ook daar van Ongwediva af. Hulle is so 2 punte dan agter. Hulle 16 punte en ook hulle het ook nog nie verloor nie. En dan Mighty Gunners daar van Otjiwarongo af. Hulle het ook al 3 hulle wedstryde gewen. Hulle dan op die oomblik 15 punte. So ja, dan Kommersdal gespeel dan die eerste ronde. Hulle sal seker nog so 'n bietjie toer al die spanne daar so deur die land en gaan speel op die ander plekke. En so nog 'n redelike lang pad
ek dink hulle sal so in Augustus maand klaarmaak. Okay. En dan, ons was nou in Egipte terug tot in Komastdal en dan oor tot by Eswatini en Suid-Afrika. Eswatini was al golfspan gewees en in Suid-Afrika was Vera Loser in aksie gewees. Ja, so Namibië se golfspan wat in Eswatini is, hulle is daar by die sone byeenkoms. Ek dink 10 spanne wat daar so in aksie is, onder andere Zambië en Zimbabwe en Suid-Afrika. So Namibië wat dan verteenwoordig word, as ek hulle daar so vat van die linkerkant af, so Todd Parker is daar so, Kyle Johnson, hy is die spankaptein, Taudi Gurirab is die president van die federasie, hy is ook die spanbestuurder, dan is dit Wensley Hasep en dan ook Likius Nande. So hulle dan vandag maandag begin met hulle kampioenskap. So voordat het hulle ook die Eswatini ope gespeel en dit was eintlik dan Kyle Johnson, die spankaptein van Namibië wat dan daai toernooi gewen het en Likius Nande wat tweede was. So 'n goeie losmaker vir hulle daar op die baan. Ja, en dan weer aan Suid-Afrika, hoe het sy gevaar? Ja, sy het dan deelgeneem daar in 'n bergfiets byeenkoms, die Trail Seeker reeks, sy tweede byeenkoms wat daar in Gauteng was, op 'n baan met die naam Cradle Moon, so 70 km baan wat daar uitgelê is. En sy en Samantha Sanders wat vroeg weggebreek het, mekaar bietjie opgekuil daar aan die voorpunt van die resies. So eers met so omtrent 10 km oor wat Vera dit reg gekry het om die Suid-Afrikaanse vrou dan af te skud en dan so met 1 minuut te wen na so 3 ure se ryery. So die twee van hulle gaan dan, ek dink so van komende naweek af, ook as spanmaats deelneem in die Sani to See, ook 'n meerdaagse skoftoer wat daar in KwaZulu-Natal aangebied gaan word. So, ja. Liewer hulle as ek kyk na daai foto's, los maar vir my. Ek het my lang naweek na 'n lekker warm stort gaan geniet. Ek kan dink 'n lekker warm stort is nogals ekstra lekker na daai ene. Ja, nee, ek het ook 'n bietjie minder gedoen as hulle vir die naweek, so ja. Ja, hulle het dit vir ons part gedoen. Ons hoef niks te doen nie, want hulle het alles vir ons gedoen. Dankie dat jy by ons was, Andrew. Dit was Andrew Pullman met die nuutste sportnuus van die afgelope naweek.